Welkom by die week se AMT weervooruitskatting moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Hierdie week kyk Johan na die eerste werklike koue toestande wat nou voorkom, die tweede deel van Julie wat baie koud kan wees, hoe Enso toestande ontwikkel, as ook hoe weerstoestande in die FSA nou ontwikkel, wat natuurlik ons graanmarkte ook kan beïnvloed. Als in die week se episode, so moet dit nie misloop nie. Dat hierdie afgelope week, of die week waarin ons nou is, die eerste werklike, ordentlike koue front vir die seisoen gekry. As ons gaan kyk daarna, is dit omtrent 2-3 weke later as wat ons gewoond is, 'n klompie jare terug, wanneer ons die eerste baie koue toestande kry en ook redelik ryp. As ons kyk na dit se koue front wat redelik hoog hier uit die suidweste inbeweeg het, selfs oor die suidelike dele van Namibië, en dit het oor redelike groot gebiede in die weste en suidelike dele van die land reën gegee. In die Wes-Kaap plekke wat tot 30 mm plus gehad het, en dan daar ook die suide van Namibië, dele van die Vrystaat, die Oos-Kaap en ook KwaZulu-Natal waar reën voorgekom het. Met hierdie koue front gaan temperature of het veral ons dagtemperature alreeds redelik skerp begin daal. Ons nagtemperature of minimumtemperature, as ons kyk na die kaart vir 22 Mei, wat waarskynlik die koudste oggend gaan wees, die blou gedeeltes is onder vriespunt, kan ons sien groot dele van die Oos-Vrystaat, dele van Mpumalanga, en dan ander laagliggende gedeeltes, natuurlik Lesotho en die Oos-Kaap ook, die koudste ryp wat gaan voorkom. Dit gaan verder noordwaarts, is daar ook temperatuurdalings, maar nie dat ryp behoort voor te kom nie. Die temperature gaan geleidelik so 'n bietjie herstel, en hierdie is die voorspelling vir 27 Mei, waar ons sien die blou gedeeltes hoofsaaklik gekonsentreer oor die oostelike dele van Lesotho en natuurlik die gedeeltes teen die berge in die Vrystaatse kant waar daar lae temperature gaan kom. Ryp behoort nou meer konstant voor te kom oor die Oos-Vrystaat, die noordelike dele van die Oos-Kaap en dan ook die kouer dele van KwaZulu-Natal. As ons 'n bietjie langer termyn weer kyk, die seeoppervlaktemperature, El Niño, La Niña, neutraal. So hierdie is die voorspellings vir die volgende klompie maande. Links onder is April, Mei, Junie, en dan gaan dit tot Desember, Januarie, Februarie, dan volgende jaar. Hierdie is die waarskynlikheid. Die grys gedeeltes is neutraal, dat neutrale toestande gaan voortduur soos wat dit nou is, so omtrent 'n 40-50% kans, so 40% kans dat daar La Niña toestande gaan kom, en so ongeveer 'n 10% kans vir El Niño. So hierdie is nogal anders, of ons moet mooi kyk hoe dit gaan vorder, want dit kan vir ons aandui dat die jaar wat kom, dalk nie droër toestande gaan gee soos wat ons aanvanklik gedink het nie. Eerste deel van die seisoen dalk droog, tweede deel dalk beter, maar ons sal moet sien wat gebeur. Die suidelike oscillasie-indeks, wat ook vir ons 'n aanduiding is van wat in die Niño gebiede aangaan, en bokant die bloustaaf, die horisontale bloustaaf, La Niña neigend, en onder dit El Niño neigend. Die rooi lyn is die 30 dae lopende gemiddeld, en die stippellyn die 90 dae lopende gemiddeld, en ons kan sien so hier van die tweede week van Mei af, het die 30 dae lopende gemiddeld onder die langtermyn inbeweeg. So 'n bietjie na El Niño se kant toe, maar nog steeds in die neutrale band. Wat gebeur in die FSA, want ons moet baie mooi oplet, afgesien van die politiek, maar ook wat gebeur met die voorspellings, klimaatsvoorspellings.
Aan die linkerkant is die Junie, Julie, Augustus voorspelling vir reënval, waarskynlikheid, en die sirkel is so naaste by waar die meeste somergrane aangeplant word, en ons kan sien dat die linkerkant of westelike dele is die kans goed vir ondergemiddelde reën, maar die grootste deel van die mieliegebied so neutraal of 'n 50-50 kans. Aan die regterkant is die temperature en kan ons sien dat dit bruin na donkerbruin of amper rooi is, wat sê die kans is bo-gemiddeld dat ons warmer as normale temperature gaan kry. Dit kan nogal 'n impak hê dat ons, as dit begin droër word, kan dit warmer of kan die hoër temperature addisionele impak hê. Hoe vorder die mielie-aanplantings? So die FSA se mielie-aanplantings kan ons sien so omtrent 80% die soliede lyn van die verwagte aanplantings is reeds gedoen. En onthou, daar is omtrent so 1,8 miljoen hektaar meer wat aangeplant gaan word of wat hulle beplan as verlede jaar. En so omtrent 50% van die mielies het al reeds opgekom. So ons weet nog nie hoe lyk die toestande nie, plek by plek was daar 'n bietjie droër toestande, maar dit lyk nie of daar groot probleme is nie. En as ons ook kyk vir hierdie volgende 2 weke se reën, dan kan ons sien dat redelike swaar neerslag oor die grootste deel van die mieliegebied gaan voorkom. Daar is 'n bietjie skades al, tornado's wat voorkom, baie swaar reën, so dit lyk 'n bietjie negatief wat dit betref, maar dit behoort nie te groot impak te hê nie. So reënvaltoestande vir die volgende tyd, redelik goed, so dit lyk nie asof daar probleme gaan wees om klaar te plant nie, alhoewel plek kan dit dalk te nat wees. Die Augustus, September, Oktober periode, wat is ons voorspelling vir reën? En hier is 3 plekke waarna ons moet kyk. Eerst in Suid-Afrika, gemiddeld, die bruin gedeelte is ondergemiddeld. So dit lyk weer eens asof ons 'n droë lente en eerste deel van die somer gaan kry. Dan kan ons kyk aan die linkerkant, die FSA, ook bruin gedeeltes, wat kan sê dat hulle belangrike maande, hier Augustus, September veral, kan ondergemiddelde reënval dalk voorkom. En dan die derde een is regs onder Australië en Suidoos-Asië, waar 'n bo-gemiddelde reënval voorspel word. En ons sal moet kyk of dit gaan voorkom, want dit is baie keer 'n aanduiding van wat later in die seisoen hier by ons kan kom. So ons sal moet kyk wat daar gebeur. Opsommend, eerste werklike koue toestande het voorgekom. Het gaan so geleidelik weer warmer word, maar ryp kan nou meer konstant begin voorkom. Die tweede deel van die winter, hier van Julie af, gaan weer die koudste wees met sporadiese swaar ryp, en ons is weer bekommerd dat dit ver noordwaarts kan strek. Die ENSO verskynsel of El Niño suidelike oscillasie is nou neutraal met beide die seeoppervlakte temperature en die suidelike oscillasie indeks wat gevestig is in hierdie band van neutrale waardes. So ondergemiddelde reënval vir die winter, lente en eerste deel van die somer vir veral die somerreënvalgebied. Dit lyk tog asof die winterreënvalgebied veral in die, kom ons sê die mid tot tweede deel van die winter, dat ondergemiddelde reënval daar ook kan voorkom. So mooi loop en lekker boer. Baie dankie Johan, interessant soos gewoonlik. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my sommer direk, ons wil graag van julle hoor. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Julle is dan ook welkom om ons nuwe webtuiste by aimtrends.co.za te gaan besoek vir meer inligting, maar ek sit ook al die skakels na al ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week.